toevallig is ek in die perfekte tema vir die Pink Kombuis vandag saam met Jacqueline en ek is verskriklik opgewonde oor wat hierdie is, want ek weet nie wat dit is. Goeiemôre, dankie vir die pink. Almal trek net pink aan vandag. Ons sal dit baie waardeer. Ons is hierdie gees gelei. Dis hy, absoluut. Ja. So goeiemôre, baie dankie. Ek het 'n oulike idee wat jy die naweek daar kan aanpak. Ek hou van goed maak wat mense inspireer. En as jou familie dit eet, dan moet hulle kan sê, oeh en maak kan ons nog kry asseblief. Maar so eintlik gaan dit oor dat daar was leftovers in ons huis se yskas en ek het ook kreatief probeer dink, hoe kan ek dit wat ek oorgehad het bietjie anders laat lyk en 'n pannekoek maak. 'n pannekoek. So dis hoe die lekker sê dit? Dis die tyd vir pannekoek. Jy maak dit mos nou omtrent elke naweek. As die reën weer soos vandag nou so bietjie lyk of dit nader trek, het jy nodig om vooruit te dink. En kom ek wys jou hoe maklik is dit. So die buitekant in plaas van puff pastry of 'n gewone deegie te maak, het ek pannekoek gebruik en dan het ek allerlei tipe goed binne ingesit. My idee is net om jou te inspireer. Kyk nou net daar. Die binnekant gevul met al hierdie lekkernye. Ons gaan jou wys wat's binne. En ons vriende by Kleinhans boerdery was so gaaf om vir my 'n bietjie hoender en eier te stuur. En dit was nou my inspirasie vir hierdie heerlike bymekaar sit. So kom ons trek weg. Ek het pannekoek vooraf gemaak. Ek kan ook nou natuurlik jok en sê ek het dit iewers gekoop. Maar dankie aan Chef Michelle wat my gehelp het dit maak. Maar dit maak nie saak nie. As al pannekoek in jou huis is, moet jy daarvan 'n pannekoek maak. Asseblief. Nee? So jy het hierdie pannekoek nodig, jy het 'n pannetjie nodig. Ek het nou 'n oulike, mense met 'n springform pan gekry om juis hierdie hele ronde sirkeltjie nou te maak want dit is tog pragtig. En dan het jy 'n vla nodig om te maak met eier en met room. So kom ons trek weg want ek dink ons tyd haal ons in. Yes. So hier trek jy weg. Jy spuit hierdie pan nou baie goed. Asseblief luister. As jy die oond op 180 grade gesit het, spuit dit die pan baie goed want anders gaan hy baie vas sit en jy gaan baie kwaad wees. Anders kom spuit te laat. Spuit sodat jy nie spuit is nie. Ag, jy's so skerp. Dis in die mense geslaap gisteraand. Nou wat jy dan doen is dan neem jy nou jou pannekoek en jy hang 'n deeltjie af want jy gaan soos 'n bakkie maak om die vulsel binne in te sit. Ja. So herhaal jy nou hierdie stappe. Want sien jy wil by hierdie prentjie uitkom. Yes. Goed. Dit is nou al besig om vorm te vat by jou stem jy. Ek sien hier's nou 'n baie mooi vorm hierso, Jacqueline. Aan die gang. Nou goed. Ek wonder nou net gaan die wat noem jy dit, die pasta, die vla, gaan dit binne bly? Ja. So sien jy hier het ek nou dit die pannekoek laat oorvleuel. Ja. Dis baie belangrik en ek druk dit laag in die hoekies in. Ons bou laag wat dit juist binne hou. Goed. So volgende sit ons nou lekker kaas. Ek gaan eintlik met my hande nou vanmôre hier invaar. Maar dit gaan nou ook lekker seël, né? Die kaas seël die onderkant. Jy's 100% reg, maar ek hou eintlik van die geurprofiel wat ons bou. Ja. So naas dit is daar nou so heerlike relish. Jy kook dit in 'n blikkie. En jy gooi dit nadat jy pap en sous gemaak het die naweek, bly dit oor, né? Lekker Sheba sous. Lekker Sheba sous, net so bless jou om dit te sê. Dis juist waar dit vandaan kom. Ons het gebraai en Carlo het nou al hierdie goed op die vuur gemaak en toe sit oor en toe sit ek dit nou in hierdie pannekoekdeeg in. So nou het jy al 'n seël onder gemaak. Ek wil net gou een kant toe skuif. Ja. Dan wys ek jou om hierdie vla te maak. So die resep is soos altyd op die YouTube blad van die Groot Ontbyt of my Instagram Jacqueline Venter. Kry die resep en dan kan jy jou eie twist op dit sit. Ons inspireer jou net regtig om 'n idee te gebruik maar jou eie te maak. Voor te gaan, 350 ml vra is genoeg vir my om hierdie pannetjie te vul en dan het ek 4 eiers ingesit. Nou wat baie belangrik is van hierdie vla, die vla is die binding. So hoe meer vulsel ons insit, hoe mooier sal die uitkoms wees. Want stem jy saam, jy's ook 'n bietjie bekommerd oor hoe sit hierdie ding nou vas en hoe hou alles bymekaar. Ja, en dan aan die ander kant wil jy hom nie droog hê nie. So jy soek hierdie lekker vochtigheid van die vla, né? Vochtigheid. Ja. So nou begin jy. Gooi 'n bietjie vla nou naas die kaas en die relish wat oorgebly het, gooi nou so 'n bietjie vla onderin. En nou, ons maak laagies bymekaar. Ja. So hardgekookte eiers was in die Venter se yskas oor en ek gooi hulle nou sommer in. Want ons wil nie mors nie. Ons mors niks. Dis die tyd wat petrol dan nou bietjie duurder is en diesel goedkoper is. Natuurlik. Wat het jy, diesel of petrol? Albei. Albei. O, daar's hy, die Venters ook. Hierdie is die worsies wat Carlo vir ons gebraai het. Ek het hulle nou net opgesny. So as jy nou die laagies
pak, dink daaroor. Iemand gaan hom hap, so jy moet klein happies binne insit. Want jy wil, as jy hap, wil jy iets van alles proe, Van né? alles proe nie, ja. En dan daai Water in my mond lekker nou. hoender, sappige hoender, sien jy? Definitief nie 'n proteïentekort in hierdie pannekoek Nee. nie, hoor. Jy kan hom voor jy gaan gym kan jy hom as 'n shake gebruik. Ja, eet tog die pannekoek, dis goed vir jou. Ja. So vul jy nou die la en dan gooi jy weer vla by. Hier gaan ons. Vla vir die bevochtiging en die setting. En dan Sê weer nou 'n net pannekoek. gou weer, hierdie was room en eiers. Room en eier en jy noem dit 'n bakkersvla. En jy kan enige ding met daai maak. 'n Quiche en ons gebruik dit juis as ons vulsel. So terwyl ek nou gechat het ons nou nog 'n pannekoekie bo-op gesit Ja. en jy herhaal nou net hierdie la. So eerste was die kaas. kaas wat jy lekker ruim binne ingooi. Dink aan nie iemand wat dit nou hap, dink aan jouself. Almal gaan vir jou sê, "Ma, hierdie was nou die lekkerste ding wat jy gemaak het." Jou boekklap, daar by die aftree oor. Jou of breiklap. jou breiklap. Ja, ek sal dit nie lieflappers of so. Sit nou nog geure by. Ek het nou vergeet van die spek. Sit nou nog 'n bietjie ja, spek. Dit was vir 'n ook bietjie vir 'n natuurlik ook. soutigheidjie, Vir 'n nê? soutigheidjie. Dit is amper soos Ja. paptert as jy daaroor dink met hoender by. Kan dit nie net vir jou lekker wees nie? En volgende weer so 'n bietjie eier, herhaal al die la, soos wat ons nou al 'n paar keer vir jou gesê het. Ag, Jacqueline, ons tyd is nou ongelukkig klaar, maar gaan jy aan Ek daar gaan terwyl aanhou ek werk. net sê, hierdie is dan nou die een pannekoek wat nou 'n heerlike pancetta op het, waarmee sy dit garneer het, en die ander een het natuurlik 'n lieflike timie op, en dan kan mens hom seker net weer 'n bietjie warm maak en hom bedien net soos wat jy wil. En soos ek gesê het, alles wat oorgeskiet het, oorgebly het wat jy weer kan hergebruik in die yskas is ideaal vir hierdie pannekoek. So maak seker jy gemaak jou pannekoek voordat die koekoekklok slaan en onthou op die groot ontbyt se YouTube kanaal of op Jacqueline Venter se Instagram te gaan kyk as jy weer die resep wil hê. Baie dankie. Baie Tot dankie, volgende tot keer. volgende keer. Tata.